U kan die Bybels vir my oopmaak by Romeine 12 en by Hebreërs 10. Romeine 12 en Hebreërs 10. Ek het mos nou donderdag aand gesê dat ek moes stop en oorskuif, sodat ons na vandag toe kan beweeg, omdat die twee tekste eintlik baie nou aan mekaar ook gebind is. Romeine 12 en Hebreërs 10. Kom ons sluit die oë met die Bybel so voor ons oop. Here, dankie dat ons tot U kan nader, met 'n blye hart, met 'n oop gemoed. Dankie Here dat ons U woord kan lees. En dankie Here dat ons deur U woord ook U kan raak sien. In 'n besonder Here is dit ook ons gebed dat U vandag ook met hierdie woord ons opnuut sal kom ontmoet. En dat U ook deur hierdie woord vir ons as gemeente sal kom vat en vir ons as gemeente sal kom rig en stuur. Here, ons moet eerlik wees as ons dink aan dit waarmee ons nog besig is in hierdie jaar, dan is dit definitief vir ons duidelike riglyne waaraan ons moet aandag gee in ons gemeente. En vra ons ook, Here, dat U vir ons hierin sal lei, dat U ons koninkryksgerig sal maak, sodat ons kan wees en word wat U wil hê ons moet wees. Dankie Here dat ons dit ook van U mag afbid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het in ons Pinkstertyd stilgestaan by 'n hele paar geloofshelde en kan ons hulle eintlik saamvat onder 'n hoofie getrou tot die einde. Die persone wat ons daar gehad het was Ignatius, Justinus, Cyprianus, Polycarpus, Perpetua en Felicitas, en vandag is dit Irenaeus van Lyon. Hierdie is geloofshelde wat vir ons 'n voorbeeld stel van alles gee, wat vir ons dit kom duidelik maak van wat dit werklik kos om Here Jesus te volg. Simbolies van hoe toewyding lyk in hulle konteks bietjie anders as ons in vandag, maar tog by elkeen van hulle 'n kosbare les te leer, wat ons ook rig vandag. So saam met die verhale van die martelare en saam met die verhale van toewyding, is ons definitief in 'n posisie geplaas waar ons selfondersoekend moet wees. En vanmôre dan, wanneer ons by vanmôre se teks kom, die uitnodiging en die vermaaning om self ook daarop te kan reageer. Maar kom ons lees eers Irenaeus se verhaal. Irenaeus van Lyon was een van die belangrikste vroeë kerkvaders en 'n sleutelfiguur in die ontwikkeling van die Christelike teologie. Hy was waarskynlik in Klein-Asië gebore en het onder die invloed van Polycarpus van Smyrna gestaan, wat self 'n leerling van die apostel Johannes was. So hier sien ons dat die leer van Johannes via Polycarpus 'n invloed gehad het op die leer en die lewe van Irenaeus. So ons kan Irenaeus dan sien as 'n tweede of 'n derde generasie gelowige wat uit die lyn van Johannes dan nou uitgedink het en opgetree het. Hy het later na Gallië verhuis. Nou Gallië is nou Gaul. Die van u wat nou bekend is aan Asterix.
Gaul is daai gedeelte waar hy homself bevind het, groot deel van Frankryk. Hy het biskop van Lyon geword. Irenaeus is veral bekend vir sy werk oor die adversus haeresis, met ander woorde, dit wat hy gedoen het teen die kettery en die dwaalleer van die tyd. En hy het die gnostiese beweringe weergelê en die apostoliese tradisie verdedig. Daar's mense wat gesê het, hierdie godsdienst Christus ding kan nie werk nie. As jy gaan kyk, wetenskaplik en biologies en teologies kan dit nie werk nie. En hy het ywerig die apostoliese leer verdedig. Hy het beklemtoon dat ware geloof deur die apostels oorgelewer is en deur die kerk bewaar word en dat die skrif en die biskoppe en dat die skrif en die biskoplike opvolging die maatstaf vir die waarheid is. Hierdie was nog pre-katholicisme, as ek dit so vir u kan sê, nog voordat die katholieke kerk sy rol sterk begin speel het. Net belangrik om dit raak te sien. Sy teologie het 'n sterk fokus gehad op Christus wat sou kom om die nuwe mensdom te herstel. En Christus is voortdurend in die geskiedenis saamgevat en vernuwe voortdurend soos die evangelie die wêreld en die tyd waarin hulle leef. Irenaeus se geskrifte het 'n groot invloed gehad op die vorming van die ortodokse leer en die begrensing van die kerk teen dwaalleer. Hy word in verskeie tradisies as 'n heilige vereer en sy nalatenskap leef voort as die fondament van vroeër westerse en oosterse teologie. Irenaeus van Lyon se martelaarskap word tradisioneel gedateer rondom 202 na Christus tydens die vervolging onder keiser Septimus Severus. Hoewel die presiese besonderhede nie so volledig bewaar is soos by Polycarpus of Perpetua nie, word algemeen aanvaar dat hy saam met ander Christene in Gallië gelei het, omdat hy geweier het om die Romeinse gode te aanbid of sy geloof te verloon. As biskop van Lyon was hy 'n prominente leier en het sy standvastigheid om 'n teken gemaak. Sy dood het hom die titel van martelaar besorg en sy geskrifte het 'n blywende invloed gehad op die vorming van die kerkleer. Irenaeus se martelaarskap word gesien as die finale bevestiging as sy rol as 'n finale bevestiging van sy rol, as verdediger van die apostoliese tradisie en was hy 'n geloofssimbool van getrouheid in die vroeë kerk. Wat was die leer van die apostels? Die leer van die apostels is, Jesus is die Here, hy het gesterf en hy het opgestaan. Daai 3 punte, dit is die hart en die essensie van die evangelie. En dit het selfs hierdie mense se lewe gekos, omdat hulle nie wou afwyk van hierdie geopenbaarde waarheid en leer nie. Hulle het vasgehou aan die roeping en die implikasie wat die evangelie op die lewe van mense plaas. Ons het in Pinkster stil gestaan by al hierdie geloofshelde ook in die Bybel en donderdag aand by die offer van Christus en vandag staan ons dan nou stil by die laaste gedeelte wat die impak wat Romeine 12 veral vers 1 ook op ons kom maak. En daarom gaan ons vandag saam lees Romeine 12 vers 1 en Hebreërs 10 vers 23 tot 25. U sal sien, hierdie is maar net 'n vergroting van die skyfie wat ek vroeër rondom Pinkster reeds al uitgestuur het. Kom ons lees Romeine 12 en Hebreërs 10. En nou doen ek 'n beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is.
Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van die geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. En as dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, dan sonder bybedoeling. As ons leiding gee, dan met toewyding. En as ons ander help, dan met blymoedigheid. Dan, Hebreërs 10, vanaf vers 19. Broers, ons het dus dan nou deur die bloed van die Here Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op die weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is sy liggaam. En terwyl ons hom as groot hoëpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons dan ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos dit party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons sien hier dat hier 'n besonderse implikasie en roeping op die lewe van die gelowige. Die evangelie bring nie noodwendig nuwe godsdienstige reëls nie. Dit bring 'n nuwe manier van leef, saam met God en saam met mekaar. Die evangelie het 'n spesifieke, doelgerigte roeping en implikasie op die lewe van die gelowige. Romeine 12 kom eintlik baie sterk na vore as hy sê, daar's 'n spesifieke ingesteldheid wat jy moet hê. 'n Spesifieke manier van dink, 'n spesifieke manier van jou lewe inrig. Gee jouself aan God as 'n heilige offer, dis die wesenlike van die godsdiens wat jy moet beoefen. Laat die Heilige Gees jou denke verander, maar ek wil so 'n bietjie verder gaan na die gedeelte toe waar hy sê, maar wees versigtig dat jy nie te veel van jouself dink nie. Hoekom maak Paulus daai uitlating? Hoekom noem Paulus dit pertinent, dat ek moet versigtig wees om nie te veel van myself te dink nie? Dit gaan oor 'n ingesteldheid. Dit gaan oor 'n manier van dink, 'n manier van myself sien, 'n manier van optree, en 'n manier van my plaas tussen 'n groep mense. Ek het dit gister in die Boesmanland ook gesê, Romeine is een van die boeke wie se Grieks die moeilikste was. Maar ek dink is omdat die omstandighede in Rome ook so moeilik was, die Romeinse gemeente. Ek het dit ook net deurgekom, maar ek is om deur. Die krisis van die gemeente in Rome was slaaf en vryman was deel van die geloofsgemeenskap. Nou in die tyd waarin hulle geleef het 'n slaaf nie bestaansreg gehad, hy het nie sittingsreg gehad nie. Hy was letterlik eiendom. Jy het in die Romeinse stad ingekom, dan was daar so 'n groot oop ruim area met sulke pilare met sulke kettinge aan. Dan het jy daar vir jou 'n slaaf gaan koop, soos het jou hond by die SPCA gaan haal. Hulle is daar vasgemaak gewees, daar is hulle gesmous, letterlik geen reg in die lewe nie.
Slawe het nou natuurlik op die toneel verskyn vanweë oorloë en mense wat verslaan is en dan mense wat as byt saamgeneem is terug Rome toe en dan het hulle nou in die ryk mense se huise gewerk as besitting. Hulle het nie 'n sê gehad nie, en daar kan met hulle gebeur net wat hulle wil. Hulle kan nie eers 'n regsaak aangaan as hulle uitgebuit word nie. Nou is die krisis in Rome, hier sit slaaf en vryman in dieselfde aanbiddingstyd. Nie net dit nie, daar sit ook Jood en heiden in dieselfde geloofshuis. In dieselfde huiskerk. Hulle sou ook maar in huise by mekaar gekom het. Die moeilikheid was, die heidene het geglo, ons het tot redding gekom deur die evangelie. Ons het nie die Romeinse, die Joodse wette nodig hê. Die Jode glo, ons het vanweë die Jodendom tot bekering gekom. Die Joodse geskiedenis en agtergrond is ook belangrik. En hoe het hulle dan mekaar gehanteer? Ja, maar onthou, ek glo beter as jy. Ek is daai stapie beter as jy af. Ek het daai beter stand in die lewe. So wie is jy dan om vir my te kom sê? En dis die krisis wat plaasgevind het, want die slaaf maak dan 'n opmerking oor die geloof, en dan voel die ander mense, maar wie is jy om met my te praat? Wie is jy? Jy is nie eens eintlik waardig om saam met my in die vertrek te wees nie. Nou wil jy kom inspraak lewer in my geloofslewe. Dis hoekom Paulus die individualiteit aanspreek. Want die evangelie breek individualiteit af. Want wanneer Paulus ons nooi om te sê, gee jouself as 'n lewende heilige offer, wie moet geoffer word? Is nie 'n dier nie. Dis ek wat geoffer moet word. Ek met my individualiteit, my eie wil, my eie begeerte, my eie ingesteldheid gaan offer. Ek moet in myself doodgaan, sodat ek saam met medegelowiges in gemeenskap met mekaar en gemeenskap met God kan opstaan. Ek weet ek is my slide so nou ver vooruit, maar dis alright. Dis wat Paulus vir die mense wil probeer laat verstaan. As jy 'n geofferde lewe wil leef as God se kind, dan gaan jy jou offer moet uitleef in gemeenskap met die mense wat die Here aan jou toevertrou het om saam met hulle te wees. Nou kry jy die span wat sê, ja maar hoorie, ons het hierdie spesifieke gawes. Ons is dan nou seker daarom daai stapie beter as die res. Of die ander wat sê, joh, ons kom so ver tekort aan hierdie, ons is seker nie so belangrik of so groot soos hulle nie. Nou sê Paulus, maak dood. Maak dood, want julle is vir mekaar verantwoordelik. Want die kind van die Here word die offer wat homself gee, so jy kyk by jouself verby. Jy word 'n lewende offer wat aan God behoort, en waar leef jy? Jy leef nie alleen by jou huisie. Jy leef in gemeenskap met en saam met ander kinders van die Here, wat almal deur die evangelie van die Here Jesus Christus gelyk gemaak word. My magtie, dit klink soos Efesiërs wat sê, almal is verkies, almal is verlos, en almal is verseël deur die Heilige Gees vir 'n spesifieke rol en 'n roeping. Die gemeente aanbid nie net wanneer hulle sing of bid nie. Hulle aanbid wanneer hulle self daagliks aan God gee. Die gewone lewe word die liturgie. Liturgie is daai ontmoetingsoomblik, daai aanbiddingsoomlik tussen my en God. So die uitdaging vir my as gelowige is om dit reg te kry dat my gewone lewe saam met medegelowiges in verhouding met ander mense die liturgie moet word van die lewe, en dis 'n liturgie wat uitgedruk word in 'n ontmoeting tussen God en die mens, maar nie noodwendig net by die kerk nie, maar in die elke dag se lewe. Die gewone lewe word die liturgie. Werk, diens, barmhartigheid, gasvryheid, bemoediging, volharding word deel van die offer van die dankbaarheid wat ek hande en voete gee in die wêreld waar God my geroep het.
'n liturgie is eintlik nou maar net 'n mooi woord om te sê die gesprek tussen God en die mens. In 'n erediens het ons 'n liturgie. Dominee gee foto en seëngroet, gemeente antwoord met 'n lied. Dan kom die wetgedeelte, dan antwoord die gemeente met 'n lied of 'n belydenis. Dan kom daar vryspraak, dan gaan ons kindertjies uit Sondagskool toe, dan is daar weer 'n gebed, dan is daar die Bybel wat gelees word, dan is die preek, dan is dit 'n gebed, dan is dit 'n lied in antwoord op dankoffer wat gegee word. Dis liturgie. Dis die liturgie van 'n erediens. Maar ons aanbidding mag nie beperk wees tot 'n erediens liturgie nie. Ons aanbidding moet daar buite gaan wees waar ek myself moet offer elke dag ter wille van die koninkryk van God. Waar ek my offer gaan bring deur hoe my toewyding lyk elke dag tot God in verwagting wat hy op my lewe plaas. En het ons 'n ryke hoeveelheid voorbeelde gehad in hierdie week van hoe lyk 'n lewe wat toegewyd is. Die evangelie plaas 'n klem op my dat ek hier moet verander. My denke moet verander. Ons het donderdag aand vir mekaar gesê dat die Here sê dit deur sy skrif, ek sal my wette op hulle harte en hulle verstand skrywe. Dit is my hele bestaan. Dis waaruit ek optree, dis waaruit ek verhouding sluit, dis hoe ek dink, dis hoe ek redeneer, dis hoe ek my lewe leef. So as my hart as my verstand in my hart geskryf is onder God se wet, dan raak dit my operating system. Kyk, ons selfoon het mos 'n Android operating system. Hy leef en hy werk volgens die reëls van Android en 'n iPhone het 'n iOS, 'n Apple system, hy werk soos Apple se. Nou ons as gelowiges het ook 'n operating system. Dis die wette van God wat hy op ons harte en op ons verstand skryf. Maar hoe lyk God se wet? As jy my kind wil wees, dan gaan leef jy dit uit onder die mense saam met wie ek vir jou stuur. En Paulus sê, as jy dit wil begin regkry, vergeet van jouself. Hoekom? Wie is jy om my te leer? Hy sê dat die gemeente met 'n leerbare gees sê. Met ander woorde, ek moet ruimte in my lewe hê dat iemand na my toe kan kom en sê, dit wat jy nou gedoen het, is nie reg nie. Of dat iemand na my toe moet kom en sê, joh, ek sien jy kry swaar. Kom ek tel jou bietjie op. Kom ek sit my skouers onder jou arms in en kom ek dra jou in die geloof hierdie paar tree wat jy moet gee, want ek weet jy's op die oomblik in 'n swaar en 'n krisistyd. Dit kos dat iemand anders homself moet offer, want die enigste manier hoe ek my medemens in die koninkryk van God kan dien, is as ek myself op die altaar plaas, want as ek myself op die altaar plaas, kan ek op my knie gaan en kan ek sak om te buk, om of iemand se voete te was, of om hom op te tel, om hom of haar te dra, daar waar hulle op die oomblik swaar kry. Daardie vernuwing van denke leer dat die gemeente, daardie vernuwing van denke leer die gemeente om God se goeie, aanneemlike en volmaakte wil te onderskei. Dit verander hoe mense kyk na sukses, mag en identiteit. Die vraag word nie, hoe bevorder ek myself nie, maar hoe verheerlik ek God en hoe dien ek ander? Ongelukkig is ons westerlinge. Ons verstaan nie die konsep van Ubuntu nie. Want ons is gewoond aan 'n individuele bestel. Ek het dit al baie maal gesê, maar ek dink ook dis hoe ons groot gemaak is. My kind, jy moet hierdie op jou eie doen. My ouma het altyd gesê, niemand gaan agter jou kyk nie. Jy moet op jou eie voete kan staan.
As hy rapport so bietjie sukkelend huis toe gekom het, want die wiskundepunte is nie so goed, was daar so speech wat ek gekry het van, jy gaan dit en dit en dit in die lewe moet doen. Want dis al wat toe hierdie rapport jou gevat. Hoekom? Want jy moet verantwoordelikheid vir jouself aanvaar. Dis waar van die lewe. Want niemand gaan na buite agter jou kyk nie. Maar die ideaal vir die kerk van die Here Jesus Christus is, in teenstelling met die denke van die wêreld daar buite, moet ons na mekaar kyk. En moet ons mekaar help om by die genadetroon van God uit te kom. Sodat elkeen daar kan word wat hy moet wees, wat God wil hê, hy of sy moet wees. Maar vir my as individu om daarin te kom, moet ek my eie individualiteit aflê. En dit vra, offer jouself. Offer jouself vir die koninkryk van God. Want Matteus 6 sê ook, soek eers die koninkryk van God. Soek dit eerste. Soek die vooruitgang van God se koninkryk eerste, dan sal al hierdie ander goed waaroor ons onsself moeg maak, ons toegevoeg word. Met ander woorde, herprioritiseer. So dit beteken dat ek dalk my eie wil en my eie planne en my eie drome en my eie ideale ook voor God moet gaan neersit. Maar Abraham het dit vir ons gewys, Maria het dit vir ons gewys, die arm weduwee het dit vir ons gewys, en ek hoef definitief nie te sê wat Jesus vir ons gewys het, toe hy sy lewe vir ons gegee het. Maar die opdrag kom. Gee jouself as individu en staan op saam met ander. Want ons is vir mekaar gegee. Want daarom het nie elkeen van ons dieselfde gawes of dieselfde talente gekry nie. Maar as ons die pakkie by mekaar sit, dan is daar 'n ryke verskeidenheid wat aangewend kan word in die koms van die koninkryk van God, ook hier in Kakamas. Hebreërs gebruik 'n baie mooi woord, katanomen. Laat ons op mekaar ag gee. Hy gebruik 'n woord wat beteken om diep en aandagtig waar te neem, om intens op iemand te fokus. Dit gaan nie op 'n oppervlakkige kennis van mekaar nie. Dit is nie bloot net vriendelikheid of sosiale kontak nie. Dit beteken ek gaan moet effort maak om God se kinders te leer ken, sodat ek wat kan regkry. Ek gaan moet effort maak om God se kinders te leer ken, sodat ons kan agslaan op mekaar, deur mekaar te kan aanspoor tot liefde en goeie dade. As ek die ruimte en die tyd maak om ag te slaan op God se kinders, dan beteken dit, ek maak moeite om daai persoon te leer ken vir wie hy of sy werklik is. Met ander woorde, ek gee ruimte dat daai persoon my sfeer kan betree, ek betree daai persoon se sfeer, daar leer ken ons mekaar, maar dit vra my tyd, my inspanning, my wat ook al. Dit vra dat ek die bietjie die individualiteit moet gaan offer, sodat ek iemand kan leer ken, sodat ek wat kan doen, daardie persoon kan aanmoedig om nooit te verslap in toewyding nie. Want dit is wat die liefde en die goeie werke is. Dis die toewyding waartoe God vir ons roep. Laat ons dan mekaar aanspoor en omsien na mekaar tot liefde en goeie dade. En dan gebruik Hebreërs se teks, en ek wil nou regtig sê, dit is nou nie vir leerkerkbanke waarvan hy praat. Hy sê, julle moenie van die samekomste van gelowiges af wegbly, soos dit party se gewoonte is. So dis al 'n ou ding. Mense nie kom nie. Maar ons moet mekaar, kom ons lees dit weer, maar ons moet mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na julle die oordeelsdag sien naderkom. Hoekom moet ek hier wees? Is ek hier vir myself of vir my medemens? Ons moet mekaar aanspoor
En die beste aansporing wat jy kan gee is, Paulus se woorde, wees jy my navolger, soos ek navolger van Christus was. Wie kan dit sê vandag? Volg jy my soos ek Christus volg? Ek dink dis meer 'n aanklag as 'n aanmoediging. Kan ons werklik vandag vir ons mense in ons gesin, vir mense in ons vriendekring, vir mense in ons organisasie of besigheid waar ons werk en sê, as julle die pad van die Here Jesus wil stap, stap agter my aan, ek gaan julle reglei. Want as ek dit nie reg kry nie, moet ek myself loop offer. Want dan is die ek en die self nog te belangrik. Is ek voortdurend 'n lewende, sigbare, heilige, God welgevallige offer in die wêreld waar God my geplaas en geroep het? Want dit is die manier ook die mense rondom my gaan aanspoor en aanmoedig om in lyn te kom met wat God wil hê hulle moet wees. Dis geestelike oplettendheid om werklik raak te sien wanneer iemand moeg word, swaar kry, moed verloor, wegdryf of ondersteuning nodig het. Geloofsgemeenskap vra betrokkenheid. Dit vra dat gelowiges mekaar se laste dra en mekaar voortdurend aanspoor tot liefde en goeie dade. Die voorbeeld wat jy stel in jou huis en by jou werk, is dit aansporing tot liefde en goeie dade of is dit eerder steen des aanstoots? Hoe lyk dit by jou? Hoe lyk dit in jou huishouding? Wat se evangelie verkondig jy elke dag? Is dit 'n evangelie van 'n totaal en al die toegewyde oorgegee lewe, al kos dit dat ek doodgemaak moet word daarvoor? Of is die sosiale aanvaarding en die sosiale goedkeuring van die wêreld vir my belangriker? Is dit wat God van my vra? Want dit help ons oordink offer en 'n oorgegewe lewe as ek dit sê, maar dis vir julle en nie vir my nie. Want die Bybel sê ook jy moet nie te veel van jouself dink nie, want hierdie goed het op jou lewe ook 'n implikasie. Want sien, wanneer ek gaan sigbaar maak wat ek glo, as ek daai geofferde lewe gaan leef in die wêreld, gaan my getrouheid raak gesien word, en dan gaan mense nie 'n motief betwyfel as ek na iemand toe gaan wat in 'n moeilike situasie is nie. As ek sê, kom ek stap saam met jou nie. Want kyk die lewe, hoe ek hom leef. Dit moet die betroubaarheid wees. Dit moet 'n opregtheid wees. Want as ek nie opreg is in wat ek sê en wat ek doen, gaan mense my nie vertrou en toelaat dat ek hulle kan help nie. Want dan gaan die motief altyd bevraagteken word. Wat probeer die persoon nou doen? Hoekom raak jy nou betrokke? Want dit wat jy sê en dit wat jy doen, kom nie by mekaar uit nie. Nie almal het dieselfde gawes nie, en daarin lê juis die skoonheid van die liggaam. Diversiteit is nooit veronderstel om 'n bedreiging vir die eenheid te wees nie. Dis die manier waarop die liggaam van God funksioneer. Elkeen van ons is nie dieselfde nie. Nie almal is bidders nie. Voorbidders nie. Almal moet bid. Maar nie almal kan in 'n groep mense by mekaar kom en bid nie. Dankie Here vir hulle wat daar is. En ek wil weer vandag sê, ek is so dankbaar dat daardie bediening in ons gemeente weer opgestaan het. Ek is die Here so dankbaar vir mense wat bereid is om vorentoe te tree en sê, ons sal gebed organiseer. Maar die span wat die gebed organiseer, gaan nie noodwendig Woensdagoggend 6:30 met die skoolkinders op die paviljoen Bybelstudie hou nie. Maar hulle bid vir hulle. Want daai Bybelstudie help ons kinders om, waar hulle in die skool is,
dit net bietjie makliker reg te kry om in God se roeping van hulle lewe te slaag en die effek te hê op hulle maats en hulle vriende rondom hulle. Maar die tannie wat Sondag aand 6 uur vir my bid, help vir my hier by die skool vandag, want dis wat 'n liggaam doen. Dis wat 'n geloofsliggaam doen. Mede-verantwoordelik vir mekaar, want ons is God se liggaam hier op aarde. En die Here Jesus sê deur sy skrif, ons mag nie ons bydrae gering ag nie. Want saam met die offer van die hoogmoed en saam met die offer van die individualiteit wil ek amper so ver gaan en sê, moet ek ook ek het nie 'n ander woord vir dit nie, my jammergattigheid ook offer. Hy sê tog arme ek kan niks doen nie. Die Here God het jou geroep, hy het jou gekies, hy het jou verseël, hy het 'n roeping op jou lewe geplaas. Jy het nie rede om jouself jammer te kry nie. Jy is nie jou mislukking en wat ook al nie, jy's primêr God se kind en dis van daaruit wat jy dink, dis van daaruit wat jy redeneer en dis van daaruit wat jou roeping hier op aarde uitleef. Maak nie saak wat agter jou lê nie. Agter hoef jou nie te definieer nie. Want as jy op daai altaar klim, dan sê die Here, ek maak alles nuut. Dit wat verby is nou dood. Dit wat agter ons is nou dood. Ons staan nou nuut op. En van hier af stap ons nuut vorentoe. Ons sit te vasgevang in die goed wat agter ons lê en ons klou so vas daar dat ons nie 'n tree vorentoe kan gee nie, want ons laat toe dat ons omstandighede ons denke en ons vermoë bepaal, terwyl die God vir ons sê, laat die Heilige Gees van God toe om jou denke te vernuwe. Want dan gaan jy reg kry om te doen wat God van jou vra. Want jou gawe is net so nodig in die liggaam van Christus. Die Here het vir jou in hierdie gemeente gesit. Nie om 'n beskuit te ry na die oordeelsdag toe nie. Ongelukkig is daar 'n klomp mense in die wêreld vandag wat dink dat die kerk is 'n skip met dekstoele en ons ry net saam. Terwyl dit eintlik die plek is waar ons met 'n mop en 'n skrobborsel die dek van die skip moet skoonmaak en regmaak. Die tyd vir saamry is verby. Dis nou vir inklim en werk om hierdie besigheid aan die gang te hou, want dis die roeping wat God op ons lewe geplaas het. Niemand is volledig in hom of haarself nie. Gelowiges het mekaar nodig. Die een dra, die ander bemoedig, die een leer, die ander dien, die een lei, die ander vertroos. Geloofsgemeenskap beteken dus wedersydse afhanklikheid. 'n Individualis weet nie hoe dit is om afhanklik te wees van mense nie. So offer jou individualisme voor God sodat jy kan afhanklik wees van jou geloofsgemeenskap. Dis nie armlastig of armsalig, dit het niks daarmee te doen nie. Dit gaan oor 'n identiteitsverskywing en 'n ander manier van dink oor hoe ek as individu moet funksioneer in die groter prentjie van God se geloofsgemeenskap. Want die kruis van die Here Jesus Christus het gemeenskap gevorm. 'n Geloofsgemeenskap staan gemaak. Dit beteken dat om jou plek in die liggaam in nederigheid te aanvaar en jou gawes tot voordeel van ander te wend, want so word die gemeente 'n lewende gemeenskap wat saam op weg is. 'n Geloofsgemeenskap wat saam op Christus ingestel is. Want dis die manier hoe ek het reg kry om soos Paulus ook te kan sê, julle weet, om te lewe is vir my Christus, en om te sterf, dit is vir my wins. Gee jouself
Wat is so mooi van die woorde? Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Die mooi Afrikaanse vertaling van wesenlike is die basics. Dis die basiese van die geloof. Gee jouself. In reaksie waarop? Op dit wat vir jou gegee is, toe Christus op Golgotha sy lewe vir jou gegee het. En dis wat ons nou gaan herdenk saam. Wanneer ons saam die nagmaal gebruik. Ons as gelowiges moet besef, jy is nog nooit op hierdie aarde gesit vir jouself. Dis wêrelds. Wanneer dit oor God gaan en sy koninkryk, dan is dit mekaar. Nie myself nie. Want die koninkryksweg vra offer. Hoekom? Want God se koninkryk. God is nie sentimenteel oor jou gerief en jou gemak en jou status en jou identiteit nie. Want hy het sy alles gegee. Keuse is joune. Jy moet reageer. Want sien, 'n lewende offer vra een ding. Dit vra 'n besluit om te sê, Here, hier is ek. Amen. Here, miskien voel 'n klomp van ons ook soos die span in Johannes 6 wat gesê het, wat hy nou sê is te veel. Maar Here, dis wat U van ons vra. Dis die hart vir ons. En dis die implikasie van die evangelie op ons lewe. Ons kan maar net vra soos die ou tollenaar. Here God, wees ons hierin genadig. Amen.